wonderlike wete, Here, dat ons dit kan saam sing, dat ons voor U verskyn nie op grond van enige iets wie ons is nie, maar op grond van wie Jesus is. Nie op grond van wat ons doen nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. En ons wil uitroep, ek is U sin, ons is U sin. Amen. Verskriklik dankie vir die lof en die aanbiddingsgroep. Dis baie spesiaal, dankie. Vriende, 'n ou na wie ek baie opkyk, 'n predikant het vir my geleer, dat 'n predikant altyd moet onderskei tussen having to say something versus having something to say. So, dit gebeur in jou bediening mos nou dat 'n rooster vir 'n Sondag so val dat dit jou beurt is om te preek, en dan is dit jy wat having to say something, maar dit is 'n stryk. Dit is 'n baie gevaarlike plek om maar net ietsie te moet sê. Jy moet altyd seker maak dat jy ietsie het om te sê. Having something to say. En daarom is dit baie belangrik vir my om dat voor 'n mens preek, moet ek seker wees dat 'n ding my eers geraak het. En moet 'n mens eerder nie preek as 'n ding jou nie geraak het nie. En vanoggend wil ek met jou ietsie deel wat regtig my geraak het. Dis iets wat ek gesien het, nie nuut geleer het nie, maar definitief opnuut geleer het die afgelope 10 dae of so, van hoe om God raak te sien. En dit is wat ek graag met jou oor vanoggend sal wil praat. Ek sal graag hierdie wenk vir jou wil gee, hoe jy God kan raak sien in jou lewe, want dit het baie vir my beteken in my eie lewe. So die afgelope stuk of 2 weke is ons gebombardeer met die nuus oor die vlugtelingskap, eerste vlugtelinge wat in Amerika aangekom het, en president Ramaphosa en president Trump se interaksies daar rondom. Dit is amper te veel gewees. Ek wens eintlik ek kan net nuus luister sonder om die heeltyd hierdie nuus te hoor. Maar dit was nogal vir my ironies gewees, want dit waaroor ek met jou wil praat en dit wat my juis geraak het hoeka gegaan oor vlugtelingskap. Iemand wat vlug, maar nie in hierdie nuuskonteks nie. Dit wat my geraak het is 'n verhaal in die Bybel oor 'n vlugteling. En dit vind ons in die verhaal van Dawid in 1 Samuel hoofstuk 20. Nou hoofstuk 20 is 'n lang hoofstuk, ek sal onmoontlik alles vir jou met jou kan saamlees. Dit sal net heeltemal te veel wees vir vanoggend. So ek wil 'n gedeelte eerder vir jou daarvan vertel. En om dit te vertel en die grootsheid van hierdie hoofstuk eintlik te snap, moet jy eintlik ook saam meegevoer word in die verhaal hoe dit opgebou het tot hier toe. In die Bybelskool volg ons die leesrooster wat ons so deur die Bybel vat, en in die Bybelskool se leesrooster is ons tans in 1 Samuel besig, en dit is wat my so geraak het dan. So in 1 Samuel 16 is dit wat ons vanoggend met die kinders behandel het. Saul wek 'n afkeer in die Here, en Samuel word aangesê om 'n nuwe koning te salf terwyl Saul nog koning is. So in 1 Samuel 16 sien ons hoe Samuel vir Dawid dan as koning salf, en dan in 1 Samuel 17 oorwin Dawid vir Goliat. Daai bekende groot hoofstuk, en dan dalk onthou jy, maar toe Dawid hulle terugkom in die stad het die mense gesing en veral die vroue gesing. Saul het 1000 verslaan, maar Dawid 10.000, en daar ontstaan 'n stuk jaloesie in Saul se hart teenoor Dawid. En hierdie jaloesie
vergroot en verdiep binne in Saul se hart. Tot so mate dat hy in hoofstuk 19 probeer Saul vir Dawid vermoor, gooi selfs spiese na hom toe en Dawid moet op die vlug slaan. En dan in hoofstuk 20 vind ons, waar ons nou vandag is, kom Dawid by Jonatan aan en pleit by hom. Nie om hom te red aanvanklik eintlik eers nie, maar pleit hy by Jonatan om vir hom te sê wat hy verkeerd doen. Hy begin in hoofstuk 20 en dan sê hy vir Jonatan, sê vir my, wat is my skuld? Wat is my aandeel binne in die feit dat jou pa my vervolg? En 'n mens beleef dit nogal opreg. As jy daai gedeelte lees, is dit nie asof jy voel, maar dis 'n selfbejammering wat hy uitspreek nie. Dit is asof hy regtig wil naspeur, het hy 'n aandeel in hierdie verbrokkeling van die verhouding tussen hom en Saul, want dan moet Jonatan dit vir hom sê, dat hy dit regmaak. Jonatan sê egter vir Dawid, hoor hierso, definitief is my pa nie daarop uit om jou dood te maak nie, definitief nie. My pa sê alles vir my wat hy doen, en as hy jou wou doodmaak, sou hy dit al vir my gesê het. En dan sou ek vir jou gesê het, so, en ek weet regtig niks daarvan nie, so ek kan jou waarborg, dit is nie wat gebeur nie. Dawid hou vol en sê, Jonatan, jy het nie beleef wat ek beleef het nie, hy is daarop uit om my dood te maak. En hulle bedink toe 'n toets om te kyk wat skuil agter Saul se hart. Die teks sê vir ons, daar sou 'n nuwe maansfees gewees het, en tydens elke wisseling van die maand, wanneer daar 'n nuwe maan is, was daar 'n klein feesie, soos 'n banket by die koninklike hof gewees, waar almal dan bymekaar gekom het om saam te eet, en hierdie banket sal dan die volgende dag plaasgevind het, maar dis te gevaarlik vir Dawid, so Dawid sê toe vir Jonatan, wat as ons gaan, en ons sê, en ek loop daai banket mis, en as jou pa vra, waar is ek? En dan sê jy vir hom, ons het 'n sterfgeval of 'n krisis daar in ons familie, en ek moet 'n offer daar by ons huis gaan bring. Ek kan nie by die banket wees. As jou pa alright is daarmee, dan weet ons, daar skuil nie moordplanne in sy hart nie. Maar as jou pa hom vererg en briesend is daaroor dat ek nie by hierdie fees is nie, dan weet ons, dan het hy eintlik ietsie wat hy in die mou voer, dan het hy eintlik beplan om hy by hierdie fees by te kom. Daar sou Jonatan sê, blinkplan, kom ons doen dit. En hulle sê toe vir mekaar, maar hoe gaan ons, sê nou maar dit is so, hoe gaan ons hierdie boodskap by mekaar uitkry, want ons moet nou baie diskreet wees, en dan vind ons hierdie pragtige, baie bekende verhaal, maar ons lees dit baie min. Ek onthou dit net uit my kinderjare uit, hoe dit my geboei het, want ek hou baie van skiet, alles wat skiet, ook pyl en bo. En so die verhaal vertel dan hoe hulle hierdie kodetaal ontwikkel met 'n pyl en boog. Hulle sê, Jonatan kom op met die plan, hy sê vir Dawid, hoor die soldaat, kom ons maak so, jy kruip in die veld weg, en ek sal soos 'n klein wapendraertjie, 'n dienaar saamvat met my, en dan gaan ek 3 pyle skiet, en vir hom sê hy moet die pyle gaan haal. En as my pa regtig moordplanne vir jou koester, dan gaan ek vir die wapendraer sê, die pyle lê ander kant toe. En as my pa hom nie vererg het by die banket nie, en is duidelik dat jy jou misgis met hierdie ding, dan gaan ek die pyle nader aan my skiet, en dan gaan ek vir die wapendraer sê, die pyle lê diskant, en dan kan jy weet jy's veilig. Maar as ek vir hom sê ander kant toe, dan weet jy gaan moet vlug. Dawid sê, blink plan, en so versit hulle. By die ete aangekom, lyk dit vir ons uit die teks uit, of dit so 2 dae se ete is, want die eerste dag daag Dawid nie op nie, en Saul merk dit op, maar hy doen nie navraag nie. En hy wag die situasie uit. En dit is asof in die teks die spanning opbou na hierdie punt toe. Want die tweede dag toe vra hy vir Jonatan, sê vir my 'n bietjie, waar is Dawid, seun van Isaï? En
Jonathan antwoord vir sy pa Saul. Hy sê, pa, nee, daar's een van 'n familiekrisis by hulle. Hy het verskoning by my gemaak dat hy nie vandag of dat hy nie by die nuwe maansfees kan wees nie. En Saul vererg hom bloediglik. Die masker wat hy tot op daai stadium aangehad het, verkrummel en val af en hy wys sy ware kleure. Hy is briesend. Die teks sê vir ons, Saul het hom vir Jonathan vererg en vir hom gesê, jou eie wys klein misbaksel. Weet ek nie maar te goed dat jy die seun van Isaï verkies tot jou eie skande en tot skande van jou ma wat aan jou geboorte gegee het nie? Want solank die seun van Isaï op aarde leef, sal nie jy of jou koningskap staande bly nie. En nou, stuur iemand, bring hom na my toe. Hy is so goed soos dood. So ek het hierdie teks vreeslik geniet. Ek meen, lees net hierdie, jou eie wys klein misbaksel. Dit is die mooiste, dit is hoe die 2020 vertaling dit vertaal. Dit is so beskrywend, né? Ek is gek oor, sedert ek dit gelees het, is dit hoe ek die seuns elke oggend nou wakker maak die deur op, sit die lig en sê, julle misbaksel, staan op. En Lindy hou nie daarvan, sy sê, Natie, dis lelik, ek sê vir dis in die Bybel. Dit is, maar, dit is nogal vir my 'n baie kleurryke prentjie, nou, jy weet hoe jy 'n oond oopmaak en jy het hierdie verwagting van dit gaan so mooi wees en dan sit 'n misbaksel. En dis hoe hierdie kind nou van hom is. Hy het hierdie begeerte dat sy kind die koningskap gryp en sy kind Jonathan kies nie die koningskap nie. Kies teen sy eie koningskap in. Jonathan kies teen sy eie koningskap in. Hy kies vir hierdie vriend van hom. Hoor net daar so, maar weet ek nie maar al te goed dat jy die seun van Isaï verkies tot jou eie skande, tot nadeel van jou nie. Want solank as wat hierdie Isaï se seun op aarde leef, sal jou koningskap nie tot uitvoer kan kom nie. Ne? So ongelooflike kritiese spulpunt wat hier plaasvind in die hele verhaal van Dawid en hoe hy uiteindelik op die troon ook beland het. Dit breek Jonathan se hart, want dit wys dat alles wat Dawid vermoed het, inderdaad so is. En dat sy pa eintlik tot nou toe 'n klomp goed weggesteek het vir homself. En nou lê die taak op Jonathan om die nuus te gaan breek aan sy vriend. So hulle gaan toe na die veld toe. En nou moet hulle dit baie diskreet doen, want nou weet hy, sy pa hou hulle dop, en dit gaan nie geduld word dat hy eintlik nou as 'n soort spioen heel met die vyand nie. So hierdie kodetaal is nou nog meer belangrik as ooit van tevore. Kry die klein dienaartjie wat die wapendraertjie is, en hy skiet die pyle, 3 pyle, Dawid kruip weg in die veld. Jy sien hier op die skets, sommer daar kruip Dawid agter 'n rots weg, en hy skree vir die wapendraer. Nee, die pyle is nie naby nie, dit is ver. Dit is nogal 'n mooi simboliek ook. Nou, hoe verder die pyle is, beteken, hoe verder moet Dawid weggaan. En toe hy hierdie nuus breek, is die oomblik net te groot. Dit is my so rou, die teks is my so rou, so swaar. Weet hulle, hierdie elaborate kodetaal wat hulle uitwerk om nie by mekaar gesien te word nie, maar op daai oomblik, toe hulle weet hulle pad gaan nou skei vir ewig. Van nou af sal dinge nooit weer dieselfde wees nie. Toe kan hulle nie hulle self keer nie. En Dawid kom uit en hy huil net, en Jonathan huil, en hulle gryp mekaar net vas, en hulle weet, dinge gaan nooit weer dieselfde wees nie. So nou sien hulle af van hierdie breedvoerige plan van spionasie, kodetaal, nou moet hulle maar saam gesien word. So swaar emosie wat hier plaasvind. Dis pragtig vir my, dis pragtig. So die oomblik was net te groot.
So ons sien 'n klomp goed binne in hierdie verhaal. Ek meen jy leer 'n klomp goeters. Een van die goed wat ons leer is die aard van 'n verbond wat gesmee word. Dis een van die temas binne in hoofstuk 20 wat uitkom is daar's 'n herhaling van die woord verbond. Aan die begin, in die middel en aan die einde sal jy sien hierso. Jy het met my 'n verbond van die Here aan jou verbind en ek dink hoe die waarde van hierdie hoofstuk vir ons is, ons dink baie keer aan 'n verbond, want dit is so spreektaal in ons verhouding met die Here ook, dat die Here 'n verbond met ons smee en ons dink 'n verbond is soos 'n kontraktuele verbintenis. Maar die emosie binne in hierdie hoofstuk wys vir jou dat waar daar 'n verbond ter sprake is dit baie meer as net 'n kliniese kontrak wat uitspeel. Dis intiem, dis eg. Dit gaan oor emosie, dit gaan oor liefde, dit gaan oor lojaliteit tot op die been toe. So dit gee vir ons 'n baie rou kykie van hoe gelaai met emosie 'n verbond is. Maar ons praat oor 'n wenk hoe om God in jou lewe raak te sien. En die vraag wat hierdie teks ons na toe bring is, hoe is God in hierdie teks teenwoordig? Wat leer ons van God in hierdie verhaal? Want hierdie verhaal is soos 'n kritiese spulpunt in die groter oploop van Dawid se verhaal, van waar hy gesalf word tot waar hy op die troon kom. Hierdie verhaal is soos 'n skeidingsmoment. Skielik van hierna af kruip Dawid in grotte weg vir Saul. So die verhaal van Dawid word regtig vorentoe gestuur deur hierdie hoofstuk. Dis 'n belangrike hoofstuk, maar waar's God? En dis wat ons pla, God is eintlik in hierdie hoofstuk tjoepstil. En tog is dit so 'n belangrike hoofstuk. In hierdie hoofstuk is daar geen profete wat optree nie. Samuel is nie meer op die toneel nie. Daar's geen engele wat hulle verskyning maak nie. Daar's geen visioene wat plaasvind nie. Nie een wonderwerk wat plaasvind nie. In die Ou Testament is 'n teken van die Here se nabyheid dikwels soos 'n dreuning of 'n berg wat bewe, aardbewings. In hierdie verhaal is daar selfs nie eers die dreuning van 'n donderweer wat plaasvind nie. So hoe is God teenwoordig in hierdie hoofstuk? Hoe is God teenwoordig in Dawid se lewe? Want duidelik neem hierdie hoofstuk ons verder vorentoe. Die enigste manier waarop God in hierdie hoofstuk ter sprake kom selfs is deur wanneer sy naam oor Dawid en Jonatan se lippe geneem word in die hoofstuk. Aan die begin van die hoofstuk sweer hulle 'n eed in die naam van die Here en aan die einde van die hoofstuk sweer hulle 'n eed in die naam van die Here. Maar tussenin nêrens figureer God nie. En wat vir my so geraak het toe ek hierdie gelees het, is dit wat Bybelwetenskaplikes hieroor skryf, is hoe die outeur vir ons eintlik wys dat soveel keer in ons lewens verwag ons God op bogenoemde maniere. Ons het krisisse wat uitspeel in ons lewens en ons begeer dat God klinkklaar, helder, met 'n stem uit die hemel sal praat, met 'n engel sal ingryp, 'n wonderwerk sal laat plaasvind. Al is dit net 'n teken vir jou sal gee met 'n donderweer. En God is tjoepstil. En tog, as jy klaar die hoofstuk gelees het, en selfs nog later in die hoofstuk, in Dawid se verhaal, terugkyk na hierdie hoofstuk in hoofstuk 20, gaan besef jy, God was handelend teenwoordig binne in hierdie hoofstuk. Handelend teenoor agter die skerms was hy aan die werk. Het hy Dawid beskerm van die hand van Saul. En hy het dit alles gedoen aan die hand van
vriende in Dawid se lewe. My daai oomblik toe ek dit lees, toe het my so geraak, en toe besef ek, in my lewe sien ek nie elke dag wonderwerke nie. Ek hoor nie die stem van die Here uit met 'n harde stem daar in my kamer nie. Ek kry nie aardbewings as ek met hom praat nie. God is nogal stil. Maar as ek dink hoe hy my lewe volmaak met mense, dan is ek baie bevoorreg. Daai aand, ek het op daai oomblik gedink aan my vrou se oë gesien voor my. Daai aand aan etenstafel het ek sommer net my seuns so gekyk hoe hulle mekaar poetse bak en hoe die misbaksel so klomp goed doen. Dink ek net, ek is so verskriklik ryk. Miskien het jy ook daai begeerte om die Here meer te hoor, duideliker te weet, dat hy jou sien. Begeer jy 'n uitkoms deur 'n wonderwerk, of 'n engel, of 'n profeet wat van buite af kom en sê, ek het by die Here gehoor en hy sê dit vir jou. Al daai goeters, ek glo, dit kan gebeur. Maar ek glo ook dat meeste van die kere is dit nie hoe die Here werk in ons lewens nie, nee. Meeste van die kere hoe hy ook in jou lewe werk, is hy deur die mense wat hy in jou lewe plaas. En as jy vanoggend 'n wenk wil hê hoe om God raak te sien, dink net vir 'n oomblik aan die mense wat hy in jou lewe geplaas het. Vir 'n oomblik, laat gaan met jou gedagtes. Miskien is jy so bevoorreg om 'n lewensmaat te hê. Miskien is jy bevoorreg om kinders te hê of om ouers te hê. Miskien is dit nie een van daai mense nie. Miskien is dit vriende na wie toe jy jouself keer om geënergeer te word. Hulle is daar omdat God hulle daar sit vir jou. Dis hoe God jou raak sien. Dis hoe God vir jou omgee. Dis hoe God in jou lewe betrokke is. Die teenkant daarvan is natuurlik ook waar. Dit maak my nogal bang. Maar dit beteken ook as ek God se hand en sy teenwoordigheid in my lewe raak sien aan die hand van vriende, dan beteken dit nogal dat jy ook God se teenwoordigheid simboliseer vir ander mense. Jou stem, jou inset, jou kyk. Mense beleef God deur dit. En dit wek iets in ons om te sê, dan moet ons ook soos 'n Jonathan wees. 'n Jonathan wat so selfopofferend kies. Teen homself. Soms verstommend hierdie woord vir my. Hy het verkies die seun van Isaï ten koste van homself. So jy sou kon sê, dis eintlik die boodskap van hierdie verhaal. Die boodskap van hierdie verhaal is, dit gaan oor 'n vriend se keuse vir selfopofferende liefde. En dit is wat dit in ons wek, om nie net dit te ervaar van vriende nie, want ons doen, maar om dit ook te wees vir ander mense. Maar hy gaan 'n tree verder ook as dit. Want hierdie teks los ons nooit net, die Bybel los ons nooit net oor aan onsself, dat ons nou self moet sien en kom klaar nie. Die Bybel neem ons altyd verder ook na Jesus Christus toe. En as ons sê 1 Samuel 20 is oor 'n verhaal van 'n vriend se selfopofferende liefde, dan het ek die beste nuus ooit vir jou.
En dit is dat daar 'n vriend is wat so gekies het vir jou. Pla my nogal vandag, ek is nogal baie bewus daarvan dat ek praat oor my vrou, ek praat oor my kinders, ek sê hoe ons hulle kan waardeer, maar dit pla my dat ek weet hier mense is wat regtig alleen is. En ek wil hê jy moet dit spesifiek hoor. Jy, maar almal ook van ons mag weet dat jy 'n vriend het wat 'n selfopofferende keuse gemaak het vir jou. Die Bybel praat van dit wat Jesus gedoen het aan die kruis en sê geen groter liefde is dit. Is daar, naamlik hy wat sy eie lewe neerlê vir iemand anders nie. Dis wat Jesus gedoen het. Jesus het 'n Jonathan lewe geleef par excellence. Hy het teen homself gekies, soos wat Jonathan teen die troon gekies het. Sê Filippense het Jesus sy troon agtergelaat en mens geword, net omdat hy vir jou lief is. Is daar 'n keuse van selfopofferende liefde vir jou, My vriend, neem dit ter harte asseblief. Al het jy nie een ander vriend in hierdie lewe nie, weet dat Jesus jou vriend is en hy kies vir jou. Toe Dawid vertrek daar van Saul af na 1 Samuel 21, toe hulle mekaar klaar daar omhels het en gehuil het en hy vertrek, het Dawid glad nie meer grond gehad nie. Hy het afskeid geneem van sy paale en sy broers. Hy het nie meer 'n huis gehad, 'n plek gehad om te slaap nie. Hy het geen sekuriteit meer gehad nie. Hy het nie meer geld gehad nie. Hy was 'n vlugteling in die ware sin van die woord. Maar al wat hy gehad het, toe hy daar vertrek het, was die band tussen hom en Jonathan. Al wat hy gehad het, was daai vriendskap. En daai vriendskap was genoeg om hom op die troon te plaas. En ongeag waar jy vandag is dit belangrik vir jou om ook te hoor dat al wat jy nodig het, is daai vriendskap met Jesus. Partykeer is die Christendom lief daarvoor om dit op te dis aan mense, kies Jesus en dan sal hy vir jou geld gee en gesondheid gee en dis net nie wat altyd gebeur nie. Maar wat altyd gebeur is, waar daar verhouding met Jesus is daar 'n onbreekbare band wat plaasvind. En daai band tussen jou en hom is al wat jy nodig het. Dit is genoeg. Amen. Ons wil vir U dankie sê, Here, vir die mense wat U plaas in ons lewens. Die vriende. Dankie, Jesus. Ek besef my net weer opnuut, dit is hoe U teenwoordig is in my lewe. Dankie, Jesus. Dankie. Ek wil ook vir U vra, help my en help hierdie medegelowiges van my, dat ons ook getroue vriende sal wees, Jonathan vriende sal wees vir die mense wat in ons lewens is. Sodat ons getroue weerspieëling sal wees van U teenwoordigheid in hulle lewe. Ons wil nie net U teenwoordigheid ontvang deur hulle hande nie, ons wil U teenwoordigheid ook vergestalt in hulle lewens. Help ons daarmee. Here, baie dankie vir die keuse van selfopofferende liefde wat U geneem het vir ons. Ons kan dit U nie nadoen nie, Here. En daai boodskap bid ek, Here, dat dit ons elkeen aan die hart sal gryp vanoggend. Die wete dat daai keuse van U
van selfopofferende liefde, dat daai band wat gesmee word tussen ons en U, dat dit oorgenoeg is, dat dit al is wat ons nodig het in hierdie lewe.